En ek wil net sê dankie vir Henry, want hy is altyd hier voor. So ek is verlig. Wel gedaan, Tanya, Ellen en Bonnie. Kom ons sit ons erediens voort met ons doxologie. Ons dierbare, genadige hemelse Vader, ons kom in ootmoed voor U as ons grote Skepper. En ons besef ons swakheid, Here. En daarom bid ons dat U ons sal sterk maak vandag. Mag U teenwoordigheid in elkeen se lewe duidelik sigbaar wees. En ek sê vir U baie dankie in Jesus naam. Amen. Amen. Hemelse Vader, dankie vir U genade, vir U liefde. En op hierdie oomblik het ons, Here, U teenwoordigheid nodig. Ons bid dat U sal spreek tot ons harte. Here, mag ek vandag nie gesien word, nie gehoor word nie. Mag U verheerlik word. En dit bid ons in die lieflike naam van ons Here Jesus. En ons sê dankie. Amen. Die teks wat by my opkom is Psalm 73 vers 16 en 17 wat sê: Toe het ek nagedink om dit te verstaan. Ek het probeer begrip hê, maar dit was moeite in my oë. Ek het dit nie maklik verstaan nie. Totdat hierdie onduidelikheid was daar, totdat ek in die heiligdom van God ingegaan het en op die einde gelet het. Toe ek die hele begrip van die heiligdom gesien het, toe het dit vir my duidelik geword. En so die Here ook dan ook vir my op my hart gelê om met U te gesels vandag oor die vervalsings wat in hierdie heiligdomstelsel ingebring is oor die jare. En ek moet vir u sê, die ou duiwel is besig soos nooit tevore. Vervalsings wat ek gaan ontbloot vanmôre wat in die heiligdomstelsel ingekruip het. Nou, iets wat ek geleer het oor die jare is dat as 'n mens die valse noot, geldnoot, wil erken, dan moet ek weet wat die ware geldnoot, hoe hy lyk. En selfs hoe hy voel. Ek weet nie of julle al 'n valse noot in julle hand gehad het nie, maar hy voel anderste. Hy voel anderste, hy lyk nie dieselfde nie. En ons het nou vandag al masjiene, het hulle nou waar jy die geld kan onderin sit en dan wys hy vir jou, hierdie ding is nou die ware Jakob of nee, hierdie is 'n valsing. En vir ons om te verstaan en die begrip te hê van wat vals is, sal ons moet die begrip hê van wat waar is. En daar is geen plek in ons Bybel, in al die geskrifte, in alles wat ek ervaar, wat vir my 'n meer korrekte aanduiding gee van byvoorbeeld die verlossingsplan as die heiligdom. Daar sien ons dit en ek wil graag eerstens net daai deeltjie saam met julle deel en dan gaan ons net so kyk. Ek gaan julle eintlik net julle aptyd 'n bietjie wek vandag. Dit gaan basies die geval wees. So kom ons som die heiligdomstelsel en die impak daarvan op ons verlossingsplan. Kom ons som dit nou net 'n bietjie om. Nou ek het nou net 'n skematiese stelsel hier gemaak en ons sien die heiligdomstelsel
was altyd, die heiligdom, die hele tabernakel was gebou met die ingang altyd na die ooste, van die ooste. Die ingang, ooste en die hele heiligdomstelsel was uitgestrek na die weste. En wat ook belangrik was, daar was hierdie 3 gedeeltes. Dit was die binnehof, dan ons die heilige deel, as ons binne in die heilige deel ingekom, in die tabernakel en dan in die allerheiligste, en ons sien die verskillende, baie belangrike meubelemente in elkeen van hierdie dele. Wat ook vir my baie belangrik is, vir julle om te verstaan, soos wat die Here nou in my beïndruk is, dat elke deel, daai binnehof, het 'n belangrike deel gehad. Vandaar gaan ons in die heilige in. Dit het 'n belangrike doel gehad. Dan het ons ook gekyk in die allerheiligste, dit het 'n belangrike doel gehad. En wat so indrukwekkend is vir my, is dat as ons dieper en dieper in die heiligdomstelsel begin studeer, besef ek dat elke menslike probleem wat ek mag hê, die antwoord lê in die heiligdomstelsel. En so hoop ek daar gaan geleenthede in die toekoms wees waar ek dit kan vir julle verduidelik. Wanneer ons kyk na ons huwelik, dis uitgebeeld binne in die heiligdomstelsel. Wanneer ons kyk na ons dieet, dis ingebeeld daar in die heiligdomstelsel. Elke deeltjie, elke uitdaging, ons gaan die antwoord gaan ons daar kry. En dan is dit belangrik om te weet dat dit 'n spesifieke beweging, daar's altyd in die heiligdomstelsel beweging, daar is mosie. Julle is met my. Daar's beweging, daar's nooit 'n stagnante oomblik nie. Daar's beweging. So wanneer iemand ingekom het, die priesters het gegaan van die brandofferaltaar, dan was daar die waskom gewees. En dit het elkeen 'n baie belangrike funksie gehad. Ons gaan nou daarna kyk. En van daar af is ons in die heilige deel waar ons die tafel met die toonbrode sien. Ons gaan dan die kandelaare sien. Ons gaan die reukwerkaltaar sien. En dan in die allerheiligste, en baie dankie Bonnie vir jou mooi uitbeelding vanmôre, in die allerheiligste, daar waar die verbondsark is, gaan ons sien. Altyd beweging. Ek dink dis die kern wat ek wil hê julle moet onthou. Wanneer ons kyk, dan sien ons Jesus Christus is die middelpunt van alles wat daar gebeur het. Op die aardse tabernakel en vandag in die tabernakel, die heiligdom, soos hy in die hemel uitgebeeld is. En dit stel ook 'n tydlyn voor. Daar's 'n aardse bediening waar Jesus was, dan was daar ook die tyd toe hy nou in sy hemelse bediening is. En hierdie tydlyn het 'n belangrike lyn wat deurvoer. En dit het ook 'n belangrike groei, dit dui 'n belangrike groei aan in ons lewenskonneksie met ons verlosser. So wanneer ons kyk in die binnehof, dis waar regverdigmaking plaasvind. En dis die aardse bediening tyd wat Jesus daar was, waar hy gesterf het en waar hy ook die voorbeeld gegee het van die doop. En van daar af sien ons dan die heiligmakingsproses wat in die heilige deel plaasvind. En dan wanneer ons binne in die allerheiligste ingaan, dis waar versoening plaasvind. Dis waar versoening plaasvind. Dis waar Jesus Christus is op die oomblik. En die ding waarna ons almal nou uitsien, en waarom, jy weet, ons selfs genoem word 7de dag Adventiste, is wat? Die wederkoms, dis die verheerliking van Jesus, dis die volgende. So dis die beweging wat plaasvind al die tyd op hierdie tydlyn. Jesus sê vir ons in Johannes 14 vers 6, hy sê, ek is die weg, ek is die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Jesus is die weg. Jesus is die waarheid.
Hy is die lewe en reg deur hierdie stelsel sien ons daardie middelpunt. Hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe. Vraag: waar is Jesus op hierdie oomblik? Hier is 'n klomp slim mense hier. Jesus het in 1844 in die allerheiligste ingegaan. En wat is Jesus besig om reg daar in die allerheiligste te doen? Hy's besig met die ondersoekende oordeel. Hy's besig om die versoeningswerk te doen vir jou en vir my. Ek wil julle met dit net hier in die agterkop onthou. So Jesus is daar in die allerheiligste besig op hierdie stadium om versoening te doen vir ons. En vraagie: waar behoort ons te wees in ons geestelike groei? As ons kyk na hierdie tydlyn, sien Jesus het 'n aardse bediening gehad, toe het hy na die hemelse bediening gehad. Ons het gesien daar's regverdigmaking, heiligmaking, Daar's die tabernakel, die verbondsark. Daar's die verbondsark. En wat is in die verbondsark? Die 10 gebooie is in die verbondsark. En onthou net, hierdie is deel van hierdie hele verlossingsplan wat die Here vir ons gegee het. Nou, ons sien ook in die verbondsark is nie die 10 gebooie nie, maar daar's ook Aaron se staf, daar's manna in, baie belangrike komponente wat ons na gaan kyk in hierdie weke wat nou gaan kom met die bidtuurtyd. So kom ons begin by die begin, by daai eerste stasie, die eerste stop. Wanneer ons by die voorhangsel ingaan, by die heining ek ingaan, dan kom ons by die altaar. Ons kom by die brandofferaltaar. Die eerste stopplek. Wat stel die brandofferaltaar voor? So in die Ou Testament, voor Jesus gekom het en gesterf het, wat het daar gebeur? Ons sondes het ons bely daar. En die altaar, daar was altyd bloed betrokke. Daar was 'n offerhande betrokke. En wat het dit gesimboliseer? Jesus se bloed wat vir ons opgeoffer sou word. Die offer wat hy gemaak het vir ons. Is julle met my? Die volmaakte lam wat vir ons geslag is. As ons 'n bietjie verder stap, dan kom ons by die waskom uit. Wat stel die waskom? Wat is die simboliek vir die waskom vir ons vir vandag? So ons reinig ons van, en die priesters moes hulle self reinig van sonde, voordat hulle nie heilige kon ingaan, moes hulle al hierdie, en dit moes seker maar 'n bloedige situasie gewees het daar. Wat stel dit voor? Wat is die simboliek daarvoor vir my en vir jou? Dis die simboliek van die doop. Dis waar ons gedoop word. Daar is ons sonde afwas, en ons staan aan rein voor die Here om in sy teenwoordigheid te kom. So dit simboliseer die doop. En dan gaan ons in die heilige deel in. En ons kom daar by die tafel met die toonbrode. Wat stel julle voor? Wat is die simboliek
van die toonbrode daar in die heilige deel? Die woord van God. Ons moet die brood van die lewe met ons breek, wanneer? So nou en dan. Ons eet elke dag. En dis die kern van hierdie simboliek. Waar ons elke dag het ons voedsel nodig. So elke dag gaan die Here vir ons voorsien. Deur sy woord gaan ons versterk word om al hierdie aanslae wat ons kry te kan weerstaan. Elke dag gaan ons die brood van die lewe gaan ons neem. En wie is die brood van die lewe? Jesus Christus. Ek wil julle moet verstaan in elkeen van hierdie simbole, Jesus kom nommer 1. Hy's altyd nommer 1. Van daar af gaan ons na die lampstaander, die goue lampstaander. Is die 4de meubelstuk in hierdie heiligdom. En wat stel die lampstaander voor? Die Heilige Gees. Dit stel voor die krag van God se Gees. Dit stel lewe voor. Dit stel lig voor. Julle is met my. Julle is almal met my. En dan van daar af gaan ons na die reukwerk altaar. En wat sal die reukwerk altaar voorstel? Dit stel voor ons gebede. En dit was so geposisioneer waar die groot voorhangsel die heilige van die allerheiligste geskei het hierdie reukwerk altaar al die tyd gebrand en die reukwerk het oor hierdie gordyn ingegaan tot daar waar God is. Simboliek van die gebed wat al die tyd plaasvind en dit moes al die tyd brand. Al die tyd brand. Al die tyd moes dit gebeur. En so is ons dan veilig by die genadetroon. Dan kom ons by die allerheiligste waar ons dan die verbondsark sien met die 10 gebooie in en weer eens Bonnie, dankie, dit was baie mooi uitgebeeld vanmôre. Nou, ek wil graag iets wat die Here op my hart lê met julle deel vanmôre. Ek wil vir julle vervalsings ontbloot wat in die heiligdom ingeslyp het. Ek moet nou vir julle sê, ons Here doen nooit 'n werk vir sy mense, vir sy kinders. Dis altyd daar met 'n reddende waarheid wat hy vir ons dit gee wat hy gee. Maar ons moet besef dat ons ou vyand, hy is besig om 'n vernietigende vervalsing te bereken al die tyd om die siele wat na Jesus moet gaan, hulle net te mislei dat hulle op 'n ander plek sou beland. En dit is baie subtiel, baie subtiel. Hoe belangriker die boodskap, hoe meer ywerig vind die vyand maniere om onheil daar te stel, om onsekerheid daar te stel, om ons heeltemal te verwar. En in ons Christendom is dit presies wat ek raak sien. Ek sien dit raak. As ons kyk na hierdie beweging in die verlossingsplan in die heiligdomstelsel, gaan ons altyd van die ooste af inkom in hierdie verlossingsplan in. Waar bevind die meeste Christene hulle vandag op hierdie geestelike ervaringslyn? As julle nou sou kyk na hierdie grafiek, waar dink julle sou Christene die meeste bymekaar kom? Waar is hulle in hierdie proses? Regverdigmaking, heiligmaking, versoening. Ons is nog nie by verheerliking. Waar dink julle in die proses is hulle? In hulle geestelike ervaring. Daar's baie Christene daar. Maar ek wil dit aan julle stel, dat die meeste Christene is hier by heiligmaking is hulle betrokke. En kom ek stel dit aan julle. As ons kyk na Christen ervarings, Christen kerk
ervarings. Ons is daar by die kerk, ons verkondig die woord van God. Julle is met my. En wat doen ons nog in die kerk? Ons bid. Ons bid en ons bid vir die Gees van God om ons te bekragtig. Is dit waar? En ons doen hierdie goed. Ons is besig daarmee. So ons hoor dit vir ons kindertjies, leer ons. Elke dag moet ons lees, elke dag moet ons bid. Ons met die Heilige Gees moet in ons inkom. En as ons sien dat sekere ander geestelike ervarings hulle nog goed koppel hier aan by. Jy weet, jy moet nou nog in ander tale begin praat. Jy moet ander doen. Dit sal die ervaring meer eufories maak. Dis waar, en ons sien in die Christelike kerk hierdie milieu waar ons is eintlik hier al vasgevang. Dit is wat Christendom is. En ek wil graag dit duidelik maak dat niemand met die idee kry waar ek sê hierdie goed wat ons nou van praat is nie belangrik nie. Dis baie belangrik, maar ons het gestagneer daar. Terwyl ek in Christus se plan van verlossing al die tyd beweging sien ons hier stilte. Ons staan, ons is net besig om te bid, ons is besig om te lees, ons is goeie goed, regte goed, ons moet dit doen. Ons moet dit elke dag doen. Maar ons moet groei geestelik. Daar moet 'n geestelike ervaring wees, daar moet 'n eenheid raak, daar moet 'n versoening met Jesus Christus moet daar wees. En ons sien in ons Christelike ervarings, dit gebeur nie. Dit gebeur nie. Nou ek wil vir u nou net 'n vraag vra. As ek nou hier staan in die heilige deel. En ek kyk rond. Wat sien ek? Jy staan reg hier in die heiligdom. Wat sien jy? 3 simbole, jy sien Jy 3 simbole, okay. Die woord van God, die gebed, krag van God. As ek wes kyk, dan sien ek die gordyn en ek weet wat aan die ander kant die gordyn is. Maar as ek terugkyk, wat sien ek as ek terugkyk? Wat is die eerste ding wat ek sien? Die waskom. En kan ek nou vir julle stel, hoe slim die ou duiwel was om hierdie ding so om te keer, terwyl ons Here sê, beweging mosie, altyd oos na wes, is Satan baie subtiel dat hy vir ons help terugkyk. Wat is die eerste ding wat ek doen, wanneer my klein kindjie gebore word in die Christelike protestante kerk? Ek doop my kind. Want ons het daai behoefte, ons wil graag hê die Here moet groot wees, die Here moet ons lei. En dis die eerste ding wat ek doen. Wanneer daai kindjie gebore word, beplan ons nou, wanneer gaan ons hierdie kind doop? Want ons is vasgevang in hierdie Christelike milieu, ons het nie beweeg nie. En Satan het baie subtiel en slim hierdie ding omgedraai. Hy het hierdie vernietigende vervalsings wat hy inbring, om siele na homself toe te trek, eerder as om te sien waar moet hulle wees. By Jesus Christus. Hoe belangriker die boodskap, hoe meer ywerig is hy om 'n plan te maak om ons te verwar. So wanneer ek terugkyk, wat sien ek? Ek sien die waskom, ek sien die kruis, en ek sien die son. Baie interessant, baie van die embleme in ons protestante kerke lyk so. Is julle met my? Kan julle sien wat het gebeur?
eenvoudig is net rigting verander. Eenvoudig, dis geen, in Engels sê ons rocket science nie, net rigting verander. Baie bekende prente. So eerste Mosie, ek laat my kind doop. Nou is ek gedoop. Ek weet nie van hy doop nie, want ek was 'n babietjie. Ek weet glad nie wat daar gebeur het nie. Dit was nie 'n besluit wat ek gemaak het nie. Nou word ek 'n bietjie groter en nou besef ek, maar ek het die Here nodig. En nou sluit ek aan by 'n katekesasieklas of iets om my te leer en dan kom ek by die kruis uit. By Jesus, by die kruis. En hier is nou die groot probleem. Dat ons sien in die protestante Christelike geloof, dat ek hak vas by die kruis, en die kruis is nou alles. En ek bly net daar vashak. Is jy met my? Jy is met my. En hier by die kruis bly ons. As nêrens verder omheen te gaan nie. Ek klou net aan die kruis vas. En dis die woord wat daar buite uitgaan in die Christelike geloof, bly net by die kruis. Jy's veilig by die kruis. Ek stel dit aan julle vanmôre en is vir my half belangrik dat julle moet besef, hierdie is 'n waarskuwing aan ons. Die Here sê, wees daar waar my seun is. Wees waar Jesus is. Ek moet dit aan u stel. As ek hierdie patroon sien, dit is niks anders as Katolicisme nie. Niks anders nie. Van die begin tot die einde, dis waaroor dit gaan. Al wat jy hoef te doen is bly by die kruis. Bly by die kruis. Alles kan maar weggedoen word, maar bly by die kruis. Ek wil jy moet saam met my dink. Hierdie is 'n bekende prentjie. En ek dink dit beeld presies daai geloofsoortuiging uit. Ek staan in die heiligdom, in die heilige deel. Ek kyk terug. Ek sien die doopbad. Ek sien die kruis en ek sien die son. En my Jesus sê vir my, draai jou rug na die son en kyk wes. En beweeg, bly beweeg. Dis presies waar ons die proses kry van regverdigmaking, van heiligmaking, van versoening en dit waarna ons almal uitsien, dit waarvoor ons leef, is die verheerliking van Jesus by die sy koms. Steede van om te kyk na Jesus, te beweeg na Jesus, waar ons versoening met God sou ervaar, kyk ons terug. Ons kyk terug. Ons kyk terug. En dit is presies wat ons in die Christelike kerk sien gebeur. Dis presies wat geproklameer is as reg. En hierdie prentjie maak baie duidelik sin as ons in hierdie plek staan en ons kyk terug. Ons word groot as volwassenes. Ons het 'n bekeringservaring nodig. Ons besef ons het 'n verlosser nodig. En ons stap terug in die rigting waarna ons van ons gekom het, en behoort gekom het. En die enigste logiese plek waar ek Christus kry is by die kruis. Nou, is anders om heen te gaan nie. Ek klou maar net aan die kruis vas. Ek moet vir julle sê, jou Satan maak seker, hy vervals elke liewe detail van hierdie verlossingsplan. Elke detail. Nou wil ek jy moet saam met my bly. Ons het 'n stryd. En ons lesstudies het hierdie hele kwartaal sover oor hierdie stryd gegaan. En dit is 'n aardse stryd. Christus,
ons hoëpriester in die allerheiligste, op hierdie oomblik besig met versoeningswerk vir ons. Maar die ou vyand laat toe dat daar 'n teebeeld is van hierdie verlossingsplan. En dis presies wat ek nou vir julle begin uitbeeld het. Jy sien, Satan wil hê ons moet ons rug draai op dit wat belangrik is en ons fokus moet op 'n ander plek wees. En is so subtiel dat ons sit in die Christelike kerk en ons besef nie wat besig om te gebeur nie. In die 6de eeu na Christus, vir die eerste keer is babetjies opgedra aan die god Janos. En Janos was 'n songod. Ek hoop jy laat toe dat die gedagtes 'n bietjie gaan. Hulle sou 'n fakkel vat wat brand en dit in water in dompel. En dan het daardie water heilig geword. En dis die heilige water wat dan oor daardie kind se kop gegooi moet word, om hierdie kind nou versekering van verlossing te gee. En dit vervang natuurlik die bekeringsdoop totaal en al. Kan jy sien die inversion? Ek soek 'n woord daarvoor. Die teebeeld. Die inversion. Die realiteit is, my geliefdes, dat die babas deur die geskiedenis aan heidense gode toegewy is, en vandag word dit nog steeds gedoen onder die dekmantel van Christendom. Hierdie is nie 'n instelling wat ons in die Bybel kry deur Jesus gemaak nie, nie een voorbeeld nie. Ons seën kindertjies in, Jesus sê, bring hulle my toe. Die doop was iets wat bedoel is as 'n bekeringservaring. Wanneer ek sê, ek wil 'n u-draai maak, ek wil die Here volg, 'n babietjie kan dit nie doen nie. Ek stel aan u dat die Babyloniese sonkoning se rol as die hoëpriester is om elke item in die heiligdom te manipuleer en te verander om sy agenda te pas. Ek stel dit aan u, hy doen dit om die Christendom in heidendom te verander. En ek stel dit ook aan u, hy het begin deur net eenvoudig die rigting te verander. Waar ons Moses het van oos na wes, het hy net gesê, kom ons kyk bietjie terug. Eenvoudig soos dit. En die res van die eeue is dit wat ons volg. En dit laat ons nou met 'n baie interessante situasie. Ons het nie tyd om na al die detail te kyk nie. Maar ons gaan nou in die volgende paar weke met die bidure gaan ons 'n bietjie dieper hierna kyk. En ek wil hê jy moet besef dat daar 'n vervalsing is met vergifnis. Is ek reg of verkeerd? Daar is vervalsing met en ja, hier's 'n interessante ene. Ek weet nie of julle daarvan bewus was nie. In 2022 is nou net hier na COVID. Die hele ou wêreld het nog nie sy vere reg geskit nie. Toe het hulle hierdie groot geleentheid in Egipte. En ja, hierdie is die media advertensies gewees. For our sin of a mission. +10+1. Climate command. Ons dink is net die Sabbat wat verander, maar onthou net, jy weet, dit is nie so maklik net. Ek het altyd gewonder, hoe gaan die ding? Hierdie ding het so duidelik vir my geword.
Jy weet, die logos wat ons daar gesien het, die woorde, ek gaan nou gou vir julle uittreksel hier gee, Egypte, emissions, climate, 10+1 command, die sonlogo, alles maak soveel sin, waar dit nou sê, 'n globale, wêreldwye gebeurtenis gebeur hier, waar ons by mekaar kom, en ons moet nou om vergifnis vra, vir die emissions, wat ons nou toegelaat het, moet gebeur in die wêreld. En ons moet daarvoor, vir daai sonde, moet ons nou vergifnis vra. Hierdie, ek is so jammer, ek moet dit miskien net gou regmaak hier's 'n lyn hierbo wat hier ingekom het, wat nie hier behoort te wees nie, en dit maak dit nou so moeilik vir ons om te sien wat hier aangaan. Ja, daar is ons nou beter. So sien ons dat vervalste wette, so daar's nou 'n 10+, onthou nou die Rooms-Katolieke Kerk het al klaar die wette verander, né? Daar's uitgehaal en daar's bygesit. Nou is dit 10+1. Ons praat nie van gaan gebeur, ons praat van 2022 nou net gebeur. Ek noem dit vir julle want die tydlyn waar ons is. Mense, ons is regtig op 'n kritiese stadium van ons wêreldse bestaan. Kritiese bestaan. So die wette word vervals. Vervalste doop. Vervalste Lia boodskap. Vervalste Sabbat. Ek wens ek het tyd gehad en ek gaan nog as ek kans kry met julle hierdie goed deel. Ek gaan met julle deel presies wat het hier gebeur om hierdie vervalsings vir ons duidelik te maak. Vervalste bekering. En dit gebeur in die Christelike kerk nou meer as ooit tevore. Vervalste eenheid. Hier's die Newsweek for our sin of omission. 10+1 climate commands opinion. One of the ideas was returning to the 10 commandments given at Sinai. En dan gee hulle die 10 gebooie, acknowledging a higher power, do not murder, do not steal, do not bear false witness, keep the Sabbath. A global weekly non-carbon day of rest could reduce emissions of the world by 1/7 and can be observed by different faith communities on different days. En altyd gewonder, hoe gaan die ding gebeur? Maar nou, ons het hierdie emissieprobleem, ons gaan hierdie emissieprobleem oplos, as ons almal net nie een dag van die week beweeg nie, geen karre mag start op daai dag nie, dan gaan ons nie die aarde red. Hoor julle wat ons sê? Kan julle sien hoe subtiel dit is? Ek het hele artikels daaroor, ek het baie navorsing gedoen, ek gaan dit met julle deel, een of ander tyd. Ek wil vir julle sê, ons is op 'n kritiese stadium van ons aardse bestaan. Ons is in 'n stryd. Ons is in 'n stryd. Daar's vervalsing en daar's waarheid betrokke. Satan skep inversies van goddelike stelsels van die verlossing. Die grootste meerderheid mense het hierdie vervalsings as waarheid aangeneem en hulle beklei hand in tand. Ek het nog nooit 'n groep sien beklei soos hierdie groen manne wat beklei, wat die emissies en goed betrek. Ek het nog nooit ouens gesien wat so kan beklei nie. En vrouens. Ek het dit nog nooit gesien nie. En julle kan sien hoe subtiel dit is, baie subtiel. Ons is almal, ons gebrainwash om saam met die aarde te loop en te sê, luister, en daar was nog nooit 'n wet wat God gegee het wat hierdie saak van emissies sou aanspreek nie. Julle weet dit, ek weet dit. Mense, ek moet altyd van die ooste na die weste loop. As ek in die tabernakel sou inkyk, wat sou ek sien van die ooste na die weste? Wat is die laaste ding wat ek gaan sien? As ek inkyk in die heiligdom, wat gaan die laaste ding wat ek gaan sien? Die verbondsark.
Die tabernakel, die verbondsark, die 10 gebooie. En is beslis nie waar Satan wil hê jy moet wees nie. Hy wil nie jy moet daar wees nie. Beslis nie. Hy wil nie eers jy moet daai rigting kyk nie. Jy moet die ander kant toe kyk. Hy wil nie jy moet so toe kyk nie. Ek stel dit aan u dat jy en ek het 'n keuse om te maak. Ons het 'n keuse om te maak. Ons het 'n aksie om te neem. As ons die Bybelse waarheid glo en verstaan, gaan ons 'n keuse moet maak. 'n Belangrike keuse wat baie gou gemaak sal moet word. Ek gaan moet kies, is Jesus my hoëpriester? Of is daar 'n valse hoëpriester wat oukei is? Ek moet 'n keuse maak. Ek moet 'n keuse maak. Gaan ek Yahweh, die God van die heelal aanbid, of gaan ek die son aanbid? Ek het 'n keuse. Ek en jy het 'n keuse. En hierdie is die stryd. Hierdie is die stryd. Gaan ek God aanbid of gaan ek 'n luciferiese stelsel gaan ek aanbid? En daar's net een van twee opsies. Net een van twee opsies. Elke mens, of jy nou wit is, of jy swart is, of jy bruin is, of jy geel is, elke mens, of jy arm is, en of jy ryk is, elke mens, wat jy ook al glo, of jy 'n Christen is, of jy 'n moslim is, of jy 'n wie ook al is, almal staar hierdie opsies in die oë. En jy gaan 'n keuse moet maak. As almal sê 10 commandments plus 1, climate change, en die hele wêreld sê dit, is dit nie noodwendig dat ek moet sê, luister, ek is hier, want dit lyk reg, nee, dit lyk reg. Hoor julle wat ons probeer sê? Dit lyk reg, maar dit is Satan se vervalsing. Dit is Satan se vervalsing. Ek het 'n keuse, ek gaan vir Yahweh aanbid, of ek gaan die songod aanbid. Daar's net een van twee keuses. Ek wil 'n vraag vra, wie is die draak? Kom ons lees hierdie vers, Openbaring, die 13de hoofstuk, vers 2. En die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag. Wie is hierdie draak? Dis Satan. Wie is hom hier? Ek het nou vir julle daar gegee, nakies. Dis die hoëpriester van die sonaanbidding. En die draak Satan het hom sy krag gegee en sy troon en ook groot mag. Openbaring 18 vers 4 sê, en ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê, gaan uit daaruit, my volk, sodat jy nie gemeenskap met haar sondes mag hê nie. Kom uit, moet jy nie deel met daai goeters nie. Dis nie wat ons behoort te verduidelik nie, nie tyd wat ons leef nie. Julle moet my toelaat om net 'n aanhaling of twee te deel. Ek neem dit uit die groot stryd uit. Voor die finale besoek aan God se oordeele op die aarde, en ek is bly as ek dit lees, sal daar onder die volk van die Here so erlewing van primitiewe godsaligheid wees. Nie slim goed nie. Nie slim goed nie. Uitgedinkte goed nie, nee. Primitiewe godsaligheid. As wat nog nie gesien is sedert die apostoliese tyd nie. En ek hou van hiervan, die gees en die krag van God sal op sy kinders uitgestort word. As daar iets is waarvoor ek en jy moet bid, is vir die uitstorting van daardie krag op ons, sodat ons nie net sal verstaan nie, maar dat ons ook die krag en die energie en die woorde sal hê om ander te kan vertel van hierdie mooi boodskap. Die aanhaling gaan aan, en daardie tyd sal baie homself skei van daardie kerke waarin die liefde van hierdie wêreld, liefde vir God en sy woord verdring het.
die aanhaling gaan aan en sê, beide van die bedienaars en mense sal met graagte daardie groot waarhede aanvaar wat God in hierdie tyd laat verkondig het, om 'n volk voor te berei vir die Here se wederkoms. En dan, die aanhaling gaan aan, die sielvyand begeer om hierdie werk te verhinder. En voordat die tyd vir so 'n beweging aanbreek, sal hy poog om dit te voorkom deur vervalsing in te voer. So kom ek julle 2022 statistieke gee, dis nou. Onder 'n godsdienstige dekmantel sal Satan probeer om sy invloed oor die Christelike wêreld uit te brei. Brei dit net verder uit. En daar's nie 'n duideliker aanmaning as wat ons vind hier in Josua 24 vers 15 wat sê, maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Kies julle wie julle wil dien. Want ek glo daar selfs van ons wat hier sit, wat nie baie seker is oor hierdie ding nie. Kies dan vir wie julle wil dien. En dan sê Josua, of die gode wat julle vaders daaroor kan jy vra het gedien het. Die gode, songod met al sy ou tierlantynkies. Of die gode van die Amorite, wat daar so was. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Die vraag is, wie gaan jy dien? Wie gaan jy dien? Handelinge 17 vers 30 sê, en God het dan die tye van onkunde oorgesien. Hy het en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer. Dis tyd om 'n draaipunt te maak in ons lewe. En ek moet vir julle sê, die weg van God is volmaak. As ek kyk na die heiligdomsstelsel, die prentjie hier is my so duidelik wat hier gebeur. Die weg van God is volmaak. Miskien is daar iemand wat soos ek ook onseker voel vandag. Want ja, ek moet eerlik sê, selfs as die leraar voel ek onseker. Ek sien al hierdie bewegings gebeur, en ek sê, Here, ek voel so, my hande voel so afgekap. Voel of daar so baie moet gedoen word, maar ons doen dit nie. Gee asseblief krag. Help ons om insig te hê, om wysheid te hê, om te weet, nou is dit tyd om dit te doen, of stop 'n bietjie. Dat die Here vir ons sal daai indrukke gee. Nou gaan jy, of nou stop jy. Nou gaan jy, nou stop jy. Maar sy weg is volmaak. Hy weet wat die beste is. Hy weet wat die toekoms is. Ek moet dit doen. Want die Here het my beïndruk. Ek wil net vra, is daar iemand hier in hierdie gehoor vandag wat wil sê, ek kies Jahwe God, my skepper, as my hoëpriester, en hom alleen sal ek navolg. As dit is wat jy in jou hart sê, wil ek jy moet saam met my staan vandag. Ek kies Jahwe. Moet nie staan as die songod in die gedagtes opkom nie. Ek kies Jahwe. Hy is my priester. Hy is my hoëpriester. Hy is die een wat vir my versoening doen nou op hierdie oomblik. Ek kies Jesus. Hemelse Vader, ons is u kinders. Ons is swakke mense, Here. Ons kyk u na as die grootte God van die heelal. Alles so fyn in plek gesit om vir ons die verlossingsplan onfeilbaar te maak. Jesus, u het gesterf aan die kruis. U het die prys betaal vir my sonde, vir elkeen wat hier is se sonde, elkeen op hierdie aardbodem se sonde.
Die prys is betaal. U is op hierdie oomblik besig in die allerheiligste om versoening te doen. Vir my, Here. Here, ek bid dat ek op daardie punt sal wees, en ek bid dit vir elkeen wat vandag staan, dat ons op daardie punt sal wees, Here, waar ons sal wees waar U is, en dat ons sal besig wees met versoeningswerk in ons eie karakter. Ons nie net gaan terugsit en terugkyk nie, maar ons nou sal besig wees om voor te beweeg met een groot begeerte, dat U verheerlik sal word, o Meester en Skepper. Dankie, dat U beloof dat ons daardie dag met ons eie oë sal sien. Mag nie een van ons te lig gevind word nie. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie, leraar Niehoff. En leraar Niehoff het al reeds met hierdie preek die grondslag gelê vir die reeks van 7 aanbiedinge rondom die heiligdomstelsel wat onder leiding van Graham en Lynn Hector aangebied sal word. Verdere kommunikasie ten opsigte van die 7 aanbiedinge sal deur Graham en Lynn aan die gemeente versprei word. Hou asseblief die WhatsApp groep dop. Julle sal reeds alle kommunikasie sien. Wat is die verskillende onderwerpe en wie sal dit dan lei? Asseblief broers en susters, hou die WhatsApp groep van die kerk dop en julle sal daar die kommunikasie sien wat deur Graham en Lynn aan ons versprei sal dan word. Kom ons staan soos ons die geseënde erediens sal afsluit met ons slotgesang 247.
Vader, vir u genade op elkeen smeek ek. Mag u liefde ons harte vul. Mag u Gees ons lei en ons veilig hou tot u kom, Jesus. Ons bid dit in u naam. Amen.